Speeltoneel is 'n opwindende nuwe konsep waardeur aspirant-akteurs en aktrises van alle ouderdomsgroepe die kans kry om hulle deurbraak te maak deur in 'n kortfilm op Via te verskyn. Audisies is landwyd gehou en die suksesvolle kandidaate skuw skouers met van Suid-Afrika se bekendste akteurs en aktrises. Jy het geen vorige ondervinding nodig nie, net rou talent. En die geleentheid is vir dansers, sangers en akteurs. Kraakvars oorspronklike draaiboeke dra by tot die opwinding van speeltoneel. 'n Trotse tradisie wat Hoërskool Elandsvallei jaarliks instel ter herdenking van 'n tragiese ongeluk, maar tot watter prys? Kykie, maar jy's laat. Dis amper etenstyd. Wat is jou naam? Erin Thompson. Thompson. O, die nuwe ene. Baie welkom hier by Windhoek Gimnasium. Waar is jou mense dat ons hulle kan inteken? O, ek verstaan. Weet jy? Gaan kry jou goedjies, dan gaan jy hier op na kamer 352 toe. Dan settel jy lekker in. En Dino? Waarvoor was dit? Jy kan maar sien dis 'n nuwe girl, gedraai jou. Ja, en hulle kan nou nie net hier wil instoot nie. Ons is 2 hier binne. Ja, presies. 2 laat die bal loop, 3 laat dit omval. Word net groot vir 'n slag. Dag Romy, moet jy tog nie in hierdie bedorwe baba steur nie. Say change, werk lekker saam nie. Hi, ek's Martin. Jy kan my sommer in noem. En hierdie vreeslike drama queen is eintlik Kylie. Good luck vir jou vir vanaand. Ek gaan nie keer as iemand jou gryp nie. En wat gebeur vanaand? Ag, moenie worry nie. Ons sal jou later sê. Kom, ons moet by die eetsaal uitkom voor Vulkaan van Saren weer 'n tweede pompaai skep. Ja, nou, ek kan ook nie aan 'n groter straf dink, nê, as om so met daai spul te sosialiseer nie. Regtig. Anyway, laat ons gou hierdie doen. Okay, goeienaand leerders. Dit is lekker om te sien dat julle almal vir 'n slag betyds is en dat of althans meeste van julle. Sorry meneer, iemand het die badkamer deur toegesluit. Toe moes ek deur die venster klim om uit te kom. Klink vir julle soos verskonings? Klink vir my soos 'n verskoning. Dien as hoofseun, is dit nie jou plig om seker te maak dat sulke goeders nie gebeur nie? Ja meneer. Ekskuus meneer. Nou maar goed. Dan wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om 'n baie belangrike aankondiging te maak. Ons het 'n nuwe student wat ons join hierdie jaar. Erin Thompson, asseblief kom ons opstaan. Ek is absoluut oortuig dat jy die tyd van jou lewe hier sal hê en dat jy memories for a lifetime sal maak, dat jy nie eens meer Facebook sal nodig hê nie. Goed. Dean en Evelyn, as julle vir my gou julle ding kan kom doen asseblief. Dean, is hierdie 'n eendagspeletjie? Dankie meneer. Groot plesier. Goeienaand almal. Hoop julle is net so opgewonde oor vanaand soos ek. Want as julle hoofdogter, kan ek met trots aankondig dat dit weer hy tyd van die jaar is. Ja, dis weer tyd vir witbreid. Ag, julle hoef nie so verskrik te lyk nie. Dit gaan hoop 'n pret wees. Julle sal sien. Ja, ook net omdat jy en Dien dies wat aantrek soos witbreid in haar bruidegom en die res van ons moet maar net hoop en bid ons kom nie iets oor nie. Hierdie is sommer nonsens. Elke jaar lewe ons in vrees vir 'n witbreid. Ag, hou op sulke pissies wees. Jou taal dien. Julle weet dis 'n tradisie wat nie kan ophou nie. Anders, hoe gaan sy onthou word? Dien,
Kan jy vir almal weer die reëls verduidelik asseblief? Altyd seker. Die reëls om die aand van die witbreid te oorleef is eenvoudig. Eerstens, die buitedeure word teen alle tye toegesluit. Tweedens, die sluit van deure binne die gebou is teen alle tye verbode. En dan laastens, moet witbreid en haar bruidegom nie aanval nie. Aanvaar net jou noodlot en speel saam. As julle so sê, Wel, ek's nie bang. Give it your best shot, hè? Ons praat weer wanneer jy die een is wat aan jou voete deur hierdie gang rondgesleep word. En jy die een is wat eierspeel en Vaseline uit jou haar moet was in die oggend. Baie dankie hoofseun en hoofdogter. Ons is bevoorreg om julle te hê om vir ons hierdie reëls elke jaar te verduidelik. Dis baie lieflik vir julle. Baie dankie. Die res vir julle aan te gaan skep. Julle, wat is hierdie hele witbreid storie nou eintlik? My meisie, in alle eerlikheid het ons geen klou nie. Al wat ons weet, dis 'n chick wat vroeër hier was en toe glo selfmoord gepleeg het of so iets en nou word dit jaarliks herdenk. Nou, kom maar dink hulle dit op so 'n gross en weird manier. Girl, jy sal nog sien. 70% van hierdie spul is weird en die ander 30% is gross. En dan wil ons nog educate ook nog. Dalk moet ons 'n bietjie uitvind wat die ware storie is. Ek weet nie. Weet jy kan dalk vir die onderwysers gaan vra daaroor, want dit was tog in hulle tyd toe hulle hier was. So, jy wil vir my sê hulle almal was in die skool. Elke liewe een van hulle, beloof jou. Dis vreemd. Dalk moet ons hulle 'n bietjie uitvra oor dit. Ja, dalk moet ons. Ons het nog actually so daarna dink jy. Ons moet actually. Heeltemal uitgevreet. Ek het ons witbreid so hard geslaan dat sy van haar tande verloor het. Ja. Dis deel nou. Ja, eventually. Funny. Ag. Hey, ek is trots op jou. Jy het gewys jy is hier wel, Penny. Maar mannetjie. Besides, ons het presies soos jy gelyk in hierdie presiese badkamer op ons eerste aand van witbreid. Hierdie tyd op van 'n hoofseun. Hy het die hartse van ons almal gehuil. True, maar dis alsnog fyn. Jy het dit daarom gemaak. Ja, ek is nie meer so dom soos jy dink nie. Hey, maak jouself skoon en kom join ons. Dat is even die plek kom. Well, the only thing they told us about witbreid is that she was a local girl that had a freak accident one day here at school. Shame, she died so young. Apparently, they want the children not to go to the second floor of the building because of reconstructions. Wel, ek het gehoor sy was smoor verlief op 'n ouetjie van 'n ander skool, maar dit het tragies dood verongeluk. Sy het hom maar haar eie lewe geneem. Ag, dit is so romanties. 'n Regte Shakespeare storie. Wel, ek het my oudste sussie gehoor.
mag so in vrede rus. Dat die meisietjie glad nie so besonderse mens is wat so almal sê nie. Blykbaar by al wat 'n seun is aangelê. En dit tog met haar lelike gesiggie ook nog. As jy my vra het sy presies gekry wat haar toe kom. Eendag voor tyd sal die aksies jou begin inhaal. Wat breit? Ek het haar nie persoonlik geken nie. Maar ek het gehoor sy was omtrent iets om na te kyk. Soos ek verstaan het, was sy into jonger ouens gewees. Dalk het ek 'n kans gestaan. Soos ek verstaan het, was sy met 'n ou wat so 4 jaar jonger as sy was. En hulle toe getrou, definitief. Maar hy het toe weggehardloop en so kort daarna het sy ook. En ons weet nie waar hulle is nie. Dalk iewers op 'n eiland. Het julle dalk iets gehoor van Clarissa de Winter? Ken jy haar? Colleen, my time. Is jy alleen? En wat steek jy daar weg? Niks. Nee, haal uit. Dis klaar gesien. Beloof julle sal nie dink ek is mal as ek vir julle wys nie. Beloof. Ek het nou die aand het ek 'n droom gehad oor 'n meisie wat ek van geen kant af ken nie. En toe sien ek op die foto en ek dink hierdie is die wit bruid. En wat was haar naam? Clarisse de Winter. Ek weet van iemand wat ons saak kan help. Maar ons sal eers aan 'n beter plan moet dink. Kom. En nou? Het ek vergeet om die wifi aan te sit. You are withholding some info. Waarvan praat julle? Onskuldig, né? Nee. Klink die naam Clarisse de Winter dalk bekend? Sy 'n leerder. Ag, drop dit man. Julle spilogummies dink seker ons is dommer as 'n klomp graad R as jy nie kan besef ons weet. Jy was hier in dieselfde tyd wat daai meisietjie hier op skool was nie. Jy weet, die witbruid nog 'n ware identiteit gehad het. Julle is obsessief met 'n spookstorie wat julle maller as 'n woestynakedus maak. Julle moet ophou. Ek bel sommer vir meneer van Staden. Jy sal dit nie waag nie. Nee, maar julle lewe is op daai foon. Nou vertel ons dan wat ons wil weet. Of jy gaan voel hoe Clarisse se familie gevoel het die dag toe hulle alles verloor het. Ja, wat wil julle weet? Clarisse de Winter. Clarisse de Winter. Dit was 'n interessante dag toe sy hier aangekom het. 15 April 2019. Hallo Tannie. Hallo Hartjie. Jy is seker die De Winter dokter waarvoor ons wag. Jy staan nie, ja. Ons wag al 'n rukkie vir jou. O, ekskuus, die taxi het so bietjie verdaal. Dis geen probleem nie. Jou bed gaan jy kry in kamer 352. O, okay. Baie dankie Tannie. Ja, sy. Kamer 352. Maar is dit dan nie hele kamer nie? Ja, sy was regtig iets spesonders. Mooi, slim, 'n regte dame. En sy het baie goed oor die weg gekom met haar kamermaats. Wie was hulle? Sonel Kompion, Eva, Ramo. Hulle werk hier by die skool. Ek dink hulle weet meer as wat hulle voorgee. Wel dan beter ons bitter vinnig by hulle uitkom. Ek weet nie hoekom nie, maar iets voel baie benoud hier binne my. Verskoon tog, is julle Sonel en Eva? Ja, wie wil weet? Onthou julle dalk iemand met die naam van Clarisse de Winter?
Ons het gesê ons praat nooit weer daaroor nie. Ek wil nie langer daaroor stil bly nie. Julle wil 'n storie hoor? Ons gaan julle 'n storie vertel. Sy was 'n regte bol sonskyn. Altyd vol lewe en vreugde. Ons groepie was soos die 3 musketeers. Een vir almal en almal vir een. Ons het alles saam gedoen. Julle twee is my beste vriende. Kom ons maak 'n belofte dat ongeag wat, ons altyd saam sal staan. Selfs toe die ding gebeur het. Maar wat se ding? Daai mens, as dit nie vir hom was nie, sou Clarice nog geleef het. En om te dink hy's nog hier. Hulle was veronderstel om hom destyds te geskort het. Wie? Meneer Lanley. Ek dink nog steeds dit was moord. En iets in daai selfdoodbrief maak tot vandag toe nie sin nie. 'n Selfdoodbrief. Julle kan dit lees en self besluit. Hoor, self. En die? Lyk of julle ons wil steenig of iets. Ons wil 'n slaggie waarheid hoor oor wat tussen jou en Clarice gebeur het. En moenie eers probeer daarvan wegkom nie. Wat laat julle weer aan dit dink? Wat gesê is gesê oor die saak, selfdood en klaar. Iets moes daartoe gelei het. Hou op weghardloop en wees net eerlik vir 'n slag. Asseblief, ons wil dit uit jou mond hoor. Ek is spyt oor baie dinge in my lewe. Maar Clarice was nie een van daai dinge nie. Ek weet wat ons gedoen het was nie noodwendig reg nie, maar dit het tog so reg gevoel. Sy was my alles. Jy is verby wonderlik vir my. Ek sê jou nou, eendag gaan ek nog met jou trou, ongeag wat. Sy was so wonderlik en mooi, van binne en buite. Ons het mekaar eerlikwaar lief gehad. Ons het dinge egter te ver gevat. Wat nou gemaak? Stefan, my ouers kan nie weet nie. En ek gaan nie daarvan ontslaa raak nie. Ek het eers daaraan gedink om net weg te beweeg, haar alleen te laat. Maar tog kon ek nie. Sy was my alles. Trou sal ons definitief. Skool is darm amper verby, so dit sal oké wees. Kan nie wag nie. Ek weet alles was gereël. Alles was gereël. Ons het op die punt gestaan om te trou. Ek kry die brief van haar pa wat sê ek mag nie meer met haar trou nie. En toe verdwyn sy net. Wat kon ek maak? As jy nie omgee nie, kan ons asseblief die brief van haar pa sien, as jy dit nog het. Ja, ek het dit nog altyd op my, jy weet, vir vertroosting en so. Ek weet nie of dit enigiets sal help nie, maar pas dit ook net mooi op. Dis die laaste ding wat ek nog van haar oor het. Verskoon, ek het gaan. Kyk wat julle nou weer gedoen het. Ek dink dit sal beter wees as julle nou almal net gaan loop. Wat dink jy doen jy? Dit was jy. Jy het daai 2 briewe geskryf. Moenie simpel wees nie. Ek het die briewe vergelyk. Die handskrif was dieselfde. Dit was jy gewees. Sy het die verkeerde ene gekies. Sy moes saam met my gewees het.
Sy het so mooi gelyk op daai oomblik. Ek kon nie wag om vir haar te vra wat sy doen nie. Ek pas my trourok aan. Vir my en Stefan se troue. Dink jy nie dit is so mooi nie? Jy moet asseblief nie vir hom sê hoe ek lyk nie. Asseblief. Ek wil hê as hy my vir die eerste keer sien, moet hy werklik verras wees, jy weet, net. Haar woorde het my soos 'n swaard gesny. Ek weet ek was net 'n proefonderwyser geweest, maar tog ons het 'n koneksie gehad dat iemand 'n slag vir my sal kies. Ek is jammer as jy so gevoel het. Ek is jammer as ek jou ooit aanleiding gegee het, want ek het dit regtig nie bedoel nie. Ek was so kwaai geweest op daai oomblik. Wat het jy soms dan so special gemaak? Want ek is werklik lief vir hom, okay? Hy beteken alles vir my en ek voel. Ek is so lief vir hom op selfs so 'n manier dat ek nou sy kind dra. Hy maak my werklik gelukkig. Wat toe gebeur het, verstaan ek nou nog nie. My woede het totaal oorgeneem en ek kon myself nie keer nie. Die glas het meegegee met die stamp en sy het geval. Ek wou nog keer, maar is te vinnig gewees. Toe ek haar daar sien lê het, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit sal altyd my geheim wees. Dit sal altyd myne bly. Nee. Gaan bel die polisie, ek sal by jou bly. Jy weet jy lank genoeg my lewe vernietig. Uiteindelik het ons nou die ware storie. Jammer Stefan, dat ons jou altyd beskuldig het. Moenie meer daaraan dink nie. Ek is net bly dat geregtigheid uiteindelik sal geskied. Ek dink ons moet die witbreid tradisie los en dalk 'n beter manier kry om vir Clarice te vereer. Ek stem. Dalk iets soos 'n boomplant. Ja, direk onder kamer 352 se venster.